As 'n mens hierdie gedeelte in Genesis hoofstuk 17 lees, dan sal julle met my saamstem dat as 'n ou krities gaan kyk, kan mense 'n klomp verskillende preke uit hierdie gedeelte maak. Ja, hier in die begin wat ons nou gesê het, waar die Here sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Dan gee hy vir ons die belofte dat hy 'n verbond gesluit het met Abraham en sy nageslagte in hulle geslagte as 'n ewige verbond. En dis waar doop op vandaan kom. 'n Ewige verbond, so die kind van 'n gelowige word gedoop, omdat hulle deel van hierdie verbond is. En dan hier in vers 8 sê hy, ek sal vir jou nageslag na jou in hulle vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan. So jy kan 'n klomp verskillende preke uit een klein geleese gedeeltetjie kom, as 'n mens mooi daarna kyk. Maar ons staan vanaand stil by opreg met God, en dan ook by vers 1, en dan praat die Bybel gereeld van mense, hier kom nou nog ligte, maar hulle moet maar invul. Dan praat die Bybel gereeld van mense wat met God gewandel het. Ek meen, die eerste een wat vermeld word, is sommer in Genesis 5 vers 24, praat die Here met Henog. Hy sê, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. En dan die volgende persoon is Noag, en so kan 'n mens, as jy mooi gaan sit en kyk, die hele trant kry van hoe die Here met mense gewandel het in hulle lewens. Abraham het selfs in Genesis 17 vers 1 'n opdrag gekry om met die Here te wandel. En dan is die vraag nou, is daai opdrag nie geldig vir my en vir jou ook nie? Vir my voel ek, dit is vir ons geldig, want anders sou die Here dit nie laat opteken het. Hy het vir Abraham gebruik as voorbeeld, maar die opdrag geld ook vandag vir my en vir jou. Dit beteken nie om letterlik met God te stap, soos wat 'n mens met mekaar saam stap, as ek en Jaco nou hier uitstap en ons loop en gesels. Dit beteken nie om so met die Here te loop nie. Dis eerder 'n geestelike pad, wat gelowiges met God stap, deur gehoorsaam aan sy verbond te wees. Die verbond wat God met ons gesluit het, om gehoorsaam te wees. En dan val die klem op die woord verbond. Ons staan in 'n verbondsverhouding met God. Nou, as ek en jy in 'n verbondsverhouding met God staan, dan beteken dit, ek en jy is deel van 'n heilige kontrak. En elke kontrak is daarom 2 partye. As ons in die boerderyterme kyk en Jaco wil grond hier, dan is dit die eienaar wat verhuur en Jaco wat huur. So ons het 'n verhuurder en ons 'n huurder. Daar's altyd in 'n kontrak 2 partye betrokke. En so werk God se kontrak ook met ons as mense. Ons moet ons onderneming nakom. Nou waar kom hierdie kontrak vandaan? Dis 'n baie ou kontrak en ons kan nie die presiese tyd vasmaak nie, maar as mens kyk na die tyd wat Genesis geskryf is en wat hierdie kontrak dan nou gesluit is, dan praat ons van ongeveer 4000 na 4100 jaar. Onthou, tussen die Ou en die Nuwe Testament het daar tussen 5 en 700 jaar verloop voordat die Nuwe Testament begin skryf is. Nou hoe lank terug is die Ou Testament? Ek meen, mense werk nou maar op die toetse en die goed wat hulle kan doen, en dis maar 'n beraming. Ons kan nie presies sê nie. Maar ons lees daarvan in Genesis 17, toe God met Abraham die verbond gesluit het. God het beloof om vir hom 'n nageslag van God te wees. En God het beloof om hulle ryklik te seën. Dit het op die Christendom heen gewys. Om die verkondiging van die verlossing van sonde het dit vir ons aangedui. Daarom meld Matteus 1 dat Christus uit die nageslag van Abraham gebore is. Meeste van ons, as ons by daai deel in die Bybel kom waar die stambome so uitgesit het, dan blaai ons maar liewer verby en ons lees verder. Maar weet jy, as ons dit intens gaan lees en mooi kop hou, en ek dink dis hoekom ons dit los, want 'n ou moet bietjie mooi kop hou, dan kan mens duidelik die stamboom volg, hoe God beplan het dat Jesus Christus uit die geslag van Abraham kom. Dan sien mens hoe dit gebeur het, dat hy daar uitgekom het. Was dit nie dalk toevallig nie? Nee. Dis 'n wonderlike onderneming wat God van sy kant af vir ons as mense gebring het. Maar nou kom die vraag, wat van die ander party? Met ander woorde, wat van die mens?
Watter onderneming moes Abraham gee? Dat hy en sy nageslag in gehoorsaamheid saam met God sou wandel. Nou geliefdes, die vraag vandag, wandel ek en jy nog saam met God? As ons beskou as nageslag van Abraham, kom ons nog na die verbond, ons deel van die kontrak wat gesluit is. As teken dat hierdie kontrak aangegaan is die besnydenis as teken en waarborg daarvan ingestel. Dis amper, kan ons vir mekaar sê, soos daardie inkomste seël wat op 'n kontrak geplak moet word. Die besnydenis is gegee na Jesus Christus gekom het, die doop. Toe Christus hierdie verbond vernuwe het, is die doop in die plek van die besnydenis ingestel en het dit 'n nuwe teken geword. Want die Here het ons geweet, hy het ons dan geskape, dat ons in 'n fase van die lewe gaan kom, waar ons by die punt uitkom van sien is glo. Nou as die doop nie ingestel was nie, kan u dink hoeveel vrae sou daar gewees het omdat die seentjies besny is en wat dan van die dogtertjies? En die Here het geweet dit gaan kom. So toe bring hy die doop in, sodat almal ingesluit kan word, dat daar 'n fisiese teken is, nie net vir seentjies nie, maar ook vir dogtertjies. Maar wat het ons met die kontrak te doen, wat 4000 jaar gelede met 'n Jood aangegaan is? Ek weet veral, wanneer ons na geloftefees toe kom, dan is daar verskriklik baie jong mense wat sê, ek is jammer, dit gaan my nie aan nie. Die kontrak is nie deur my gesluit nie. Maar as die Here sê, hy het 'n kontrak aangegaan met die mens, dan is elkeen van ons verbind tot daardie kontrak. In sy genade het God alle gelowiges, elkeen wat tot bekering gekom en Jesus Christus as verlosser aanvaar het hy in hierdie kontrak ingesluit. So, as die jeug met hierdie redenasie kom, dan sê dit vir my, ons as ouer geslag het ons verantwoordelikheid versaak. Ons het nie vir die kinders geleer presies wat en waarom en hoekom hierdie goed ons bind. Ons is nou wel nie fisies Israel, soos sommige dwaalgeeste glo nie, en ek noem dit dwaalgeeste, ek wil nie name noem nie, maar julle weet baie goed van watter denominasies praat ek, wat sê as jy nie Israeliet is nie, gaan jy nie in die hemel kom nie. Nou ja, ons is nie fisies Israel soos baie wat hulle glo nie, maar ons is wel die geestelike Israel. Ons is wel in geloof 'n eenheid. En dis wat belangrik is. Galasiërs 3:29 en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So ons hoef nie daaroor te wonder nie. Ons hoef nie daaroor te debatteer nie. Dis 'n gegewe in die woord van God. Ons moet dit net aanvaar en dit oordra en dit uitleef. Maar hy praat ook met die gelowiges in Rome daaroor. Deur die doop kry ons deel aan hierdie kontrak en is ons veronderstel om anders as die wêreld te wees. Ek het gisteraand gesê, die Here het vir ons die opdrag gegee en hy is hier later, ek gaan hom nou weer by hom kom, waar die Here gesê het, wees heilig want ek is heilig. En om heilig te wees beteken om anders as die wêreld te wees. Om anders te wees, moet ons vir God afgesonder en tyd op sy gesit word. Dit is wat die woord heilig beteken. Ek is in 'n persoonlike verhouding met my Skepper. Ek maak tyd vir my Skepper. Dis in 1 Petrus 1 vers 16, hier is hy nou, waar daar staan, wees heilig, want ek is heilig. En om dit te doen, moet ons saam met God wandel. Moet ons op die pad saam met God wees, anders gaan ons nie by daai punt uitkom. Om met God te wandel, om die pad met hom te stap, vereis groot eerbied aan hierdie verbond. Soos wat geen burger die landswette kan minag en 'n wetsgehoorsame burger kan wees nie, kan geen gelowige sy kontrakverpligtinge minag en steeds dink, hy gaan die pad saam met God stap. Jy gaan dalk stap, maar God gaan nie saam met jou stap. Die oomblik as ons verantwoordelikhede begin versaak, sê die Here, wag daar moeilike tye op ons. Kyk maar net wat het met die mense gebeur, wat kontrakbreek gepleeg het. Hulle beland in die warm water. Ek praat nou van in mensewêreld. As jy nie jou kontrak nakom nie, word jy opgeskroef. Die woorde met God wandel of die pad met hom stap, spreek ook van skeiding. Daar is ook mense wat sonder God wandel. Baie meer as wat ons besef.
Hulle wat godsdienstig is, sonder om godvrugtig te lewe. Christus praat in die bergpredikasie van die breë pad en die wye poort en met die mense wat daarop is. Dis hulle wat sonder God wandel. En wie sonder God wandel, gaan ook eendag sterf sonder God en erf die ewige verdoemenis. En wil ek en jy dit doen? Wil ons daai bietjie moeite laat verbygaan om tyd te maak vir God? Dis eintlik nie 'n opsie nie. Vir ons as gelowiges is dit 'n moed. Dis 'n bewustelike keuse vir wysheid bo dwaasheid. Want die Here sê in sy woord, hy wat die woord van die Here hoor en dit nie sy eie maak nie, dit nie inneem en dit gaan leef nie, is 'n dwaas. So ek en jy moet ons het gisteraand gepraat van 'n wilsbesluit, hier praat ek van 'n bewustelike keuse. Ons moet 'n keuse maak, bewustelik, vir wysheid of vir dwaasheid. En nou kom die groot vraag, hoe kry ons dit reg om die pad met God te stap? Hoe kry ons dit reg om met God te wandel? Hoe sit ons 'n eerste voet in die regte rigting? Slegs deur geloof in Christus, en dis 'n gawe van God. Ek het dit gisteraand ook aangehaal. As jy hierdie gawe nie het nie, sal jy nooit met God kan wandel nie. Hebreërs 11:6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So ek en jy kan dan doen wat ons wil, maar ons gaan nie by God uitkom. As ek nie tyd maak vir God in my lewe nie, hart en kras gestel, gaan God ook die tyd maak vir ons. Hoe kry ons hierdie gawe? Deur die woord te bestudeer, deur 'n gebed, deur in die erediens of in 'n Pinksterbid onder die geklank van die woord te kom. God gee die geloof aan elkeen wat hom daarvoor vra. Matteus 7 vers 8 sê, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Klop ek en jy? Ek en jy al by daai deur wat ons regtig wil ingaan? Of is die wêreld en die wêreldse lekker, weeg dit nog te swaar? Wil jy werklik met God wandel? Bid hom vir geloof. En om dit te kan doen, sal hy dit gee. Die een van die grootste beloftes wat ons in die Bybel kry, sien ons seker in Matteus 7. Dis nou naas waar die Here ons sê dat ons moet sy woord gaan uitdra, ons moet disippels wees na al die nasies. Vind ons hier in Matteus 7 vers 9 tot 11, of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat tot hom bid. Dit is eintlik skrikwekkend as mens luister na die woord en dit net in verband bring met alledaagse dinge. Watter mense is daar onder julle wat as sy seun hom 'n brood vra, vir hom 'n klip sal gee? Of as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee? Ek wil amper sê, as ongelowiges dan weet om goeie dinge te doen, hoeveel te meer ons Vader wat in die hemel is. Hy vir wie ons aanbid. As ek en jy ernstig en opreg is om die pad te stap saam met God, dan is ons ook opreg met ons naaste. Maar nou kan ons maklik gaan kyk, hoe tree Herman op wanneer hy nie die dominee is? Tree hy opreg teenoor sy naaste op? Nie. Dan wonder ek of hy opreg is met God. Hoor u die tweedrag van sake wat plaasvind? Daar is nouliks 'n mooier eienskap as opregtheid. Deesdae is die mense baie lief om opregtheid in te sluit in die woord integriteit. 'n Persoon met integriteit is iemand wat, ek wil amper sê, in uiterste gevalle steeds opreg is. Van Noag word gesê dat hy 'n opregte man was onder sy tydgenote. Christus gee 'n opdrag in Matteus 5:48. Hy sê, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ek het dit al baie genoem, ek gaan dit weer sê, want ek sê dit altyd vir die finalejaars op. En ek wil vanaand vir u vra, en ek kan by Jakob begin en ek kan agter by Paul eindig. Glo jy in God? Dan gaan almal van u vir my sê, ja, ek glo in God. Glo jy dat God jou gemaak het? Ja, want die skepingsverhaal sê dit vir ons.
So, almal glo dat God ons gemaak het. Hoe het God ons gemaak? Na sy beeld. Nie waar nie? Sê my as ek verkeerd praat, as een van julle verskil. God het ons na sy beeld gemaak. Hoe is God se beeld? Volmaak. Met ander woorde, ek maak die interpretasie dat ek met die potensiaal om volmaak te word, te wees in my rondloop. Maar die sondeval het gemaak dat ons geneig is tot die kwaad, soos die Bybel sê. Maar ons het die potensiaal. Ons moet heeltyd streef daarna om dit te ontwikkel en dit na vore te laat kom. Hierdie teks is eintlik 'n heerlike uitdaging. Ons kan nooit sondeloos en volmaak wees soos wat God is nie. Maar ons kan streef daarna. Ons kan 'n poging aanwend om dit te probeer doen. Ek hou nie op laerskool alreeds op met rugby speel, net omdat ek vir myself gesê het, maar ek sal nooit in die Springbokspan kan kom nie. Ek speel asof ek die span wil haal. Al speel ek dan nou aanvanklik om in die A-span te kom, maar ek speel mos om iets te bereik in die lewe. Ons streef daarna asof ons hier op aarde wel sondeloos kan lewe. Ryk na die sterre, dan gaan jy dalk die wolke haal. So ons moet ook in ons geloofslewe ryk na volmaaktheid, sodat ons 'n hoër vlak van volmaaktheid kan beleef. Dan neem ons in ons heiligmaking toe, waarsonder niemand God kan behaag nie. Hebreërs 12 vers 14 gee die opdrag om heiligmaking na te jag, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Opregte wandel met God vereis gehoorsaamheid aan hom. Hierdie goed het die lewe vir ons kom afbreek. Dis handig, maar dis so maklik. Van neem nou maar ons gemeente WhatsApp groepe. Dis so maklik om te sê, verskoon my vanoggend, of verskoon my vanaand, of ekskuus, ek is nie in die dorp nie. Ek aanvaar dit. Ek meen, mense het goed om te doen. Maar weet jy, ons het almal altyd tyd vir al die ander goed, maar ons het nie tyd vir God. En God het vir ons daardie ander goed gegee in ons lewens. En ons erken hom nie in dit. So opregte wandel met God, om regtig in jou wese opreg die pad met God te stap, beteken dat ons gehoorsaam aan hom is. Hoe meer gehoorsaam ek aan God word, hoe voordeliger is dit vir my en vir my naaste. Ek is lief om by 'n huwelik gesprek met die kinders te praat oor 'n liefdesdriehoek. Nou die meisies, die dames is gewoonlik, as ek praat van 'n liefdesdriehoek en ons praat oor huwelik, dan word die oogies groot. Dan sê ek, ja, die liefdesdriehoek bestaan uit 'n driehoek. Ek het nou nie een by my nie, kom ons maak so. Nee, hy gaan nou nie vinnig genoeg vang. Maar in elk geval, die driehoek loop so. Die man en die vrou is die onderste twee hoeke van die driehoek. En God is die boonste hoek van die driehoek. Hoe harder ek aan my verhouding met my God werk, hoe nader beweeg ek en my man aan mekaar, want ons beweeg na God. En ek sê, sorg dat daardie liefdesdriehoek altyd in plek is. Sorg dat daar altyd gewerk word aan hom. Kyk gerus na die verhalende gedeeltes van die Bybel, hoe goddelose konings hulle onderdane en hulle land skade aangedoen het. Dit gebeur vandag nog. Oral waar goddeloses in beheer is, kry mense swaar. Die wonderlikheid vanaand se Pinksterbid hier, en daarmee wil ek afsluit in die opreg met God. Wees gehoorsaam aan God. Wat beteken om gehoorsaam aan God te wees? Gaan maak jy die verskil in die lewe. In die haarkapper, op die plaas, hier nog, by die skool. Ek sit nou sommer vinnig en dink, wie kan ek waar pinpoint? Gaan maak jy die verskil, by die boere daan. Gaan maak jy die verskil, en kyk wat se rimpel-effek, daai klippe in die dam-effek, word veroorsaak daardeur. En hoe meer ons dit doen, hoe groter word hierdie kring. Hoe meer kringe is daar. So die Here vra van jou en vir my, wees gehoorsaam en wees opreg. Amen. Ek het gisteraand geleentheid gegee vir gebed. Niemand het gebid nie, so ek gaan vanaand sommer vir ons afsluit met gebed. Asseblief David.
Baie dankie Dawid. Dis hoekom die Here by die skepingsverhaal praat en sê hy die mens die kroon van die skepping gemaak. Hy het iets van homself in ons ingeskape, sodat ons kan uitgaan en gaan beheer uitoefen oor dit wat hy geskaap het. Dankie Dawid. Kom ons sit so, dan sluit ons die oë. Here onse God, wat 'n wonderlike geleentheid om te kan stil word in u teenwoordigheid. Here, en dan wanneer u so duidelik en opreg met ons kom praat, vir ons vertel wat u van ons verwag, wat u wil is in ons lewens. Here, dan wil ons vanaand soos klein kindertjies op ons knieë kom neersak en kom pleit, dat u deur die Heilige Gees elkeen van ons sal kom besit neem, en dat ons opreg die pad saam met u wil stap. Help ons, Here, om te wandel soos wat u wil hê ons moet wandel. Help ons om daardie verskil te gaan maak waar ek my ook al bevind, en lei ons met u wysheid, met u insig, sodat alles wat ons doen sal wees tot uitbou van u koninkryk op aarde. Here, ons pleit hierdie dinge omdat ons besef na die sondeval, soos u die woord sê, is ons geneig tot die kwaad. Daarom pleit ons dat u opnuut deur die Heilige Gees in ons sal kom inwoon. Dankie vir soveel jare wat ons die voorreg het om uit u woord te kan lees, om gevoed te word uit u woord. As dit u wil is, gee dat dit altyd so sal bly. Gee dat ons sal opstaan vir u koninkryk op aarde. Dit pleit ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.